1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Maar nou wil ek hê, julle moet luister wat ek lees en dan moet julle my korrigeer. OK. Vanaf vers 4. Vanaf vers 4. Ek gaan begin lees. Julle moet wakker wees. Is julle wakker? Is julle wakker? Hoop so. Die liefde was lankmoedig. Is lankmoedig. Hoe sê? Is. Die liefde sal nie jaloers wees nie. Is nie jaloers. Die liefde het nie groot gepraat nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde sal nie opgeblaas wees nie. Is nie opgeblaas. Die liefde het nie onwelvoeglik gehandel nie. Ekskuus. Handel nie onwelvoeglik. Die liefde sal nie sy eie belang soek nie. Soek nie sy eie belang. Die liefde het nie verbitterd geraak nie. Word nie verbitterd nie. Die liefde sal die kwaad nie toereken. Reken die kwaad nie toe nie. Die liefde was nie bly oor die ongeregtigheid nie. Is nie bly. Die liefde sal bly wees saam met die waarheid. Is bly saam met die waarheid. Die liefde sal alles bedek. Dit bedek alles. Sal alles glo. Dit glo alles. Het alles gehoor. Hoop alles. Het alles verdra. Verdra alles. Die liefde het nimmer meer vergaan. Die liefde vergaan nimmer meer. Ensovoorts. Terwille van die oordeel moet jy net sê, almal het reg geantwoord. Almal het reg geantwoord. So, ek gaan dit nou reg lees. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Handel nie nou onwelvoeglik nie. Soek nie nou sy eie belang nie. Word nie nou verbitterd nie. Reken die kwaad nie nou toe nie. Is nie vandag bly oor ongeregtigheid nie, maar is vandag bly saam met die waarheid. Die liefde bedek vandag alles. Dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Nou, as jy nou 'n geliefde het, kom ons praat nou oor liefde tussen jou boeties en sissies of miskien jou geliefde of jou man of jou vrou. So, as iemand vir jou sê, en as jou man byvoorbeeld vir jou sê, "Haai, weet jy my skat, ek het jou daarom so lief gehad toe ons getroud is." Alhoewel jy nie meer lief nie. Hy sê jy moet nou weer maar word of jonger word. Jy doen 'n mens nie. Of iemand sê vir jou geliefde sê vir jou, "Oor gee my net 'n kansie. Ek sal nog leer om jou lief te kry." Ek sê nou nie vir jou nie, maar ek sal nog leer om jou lief te Wys kry. my ek. Daar's nie. Jy gaan vir hom sê, "Sien jy daai deur? Maak hom toe agter jou." Want as ek nie vandag goed genoeg is nie, en as jy nie vandag die liefde het, wat jy veronderstel is om vir my te hê nie, waar dink jy gaan jy dit in die toekoms vandaan kry, om dit vir my te gee? Amen. Liefde is 'n ding, wat 'n is-ding is. Dit help nie jy sê vir my, "Pastoor Wimpie, ek sal volgende jaar vir jou lief wees nie." Man, ek het jou liefde vandag nodig. Jy moet net 'n kans hê. Amen. Amen. Pastor Jan, daar's dit. Liefde is nie iets wat jy kan vries vir later. En dan sit jy dit in die diepvries. En dan, as jy dit nodig het, dan defrost jy dit. Wie van julle hou van kos wat gekook is en wat gedefrost is? Dit is horrible as jy dit weer warm maak. Nee, is nie nice nie. Ons doen dit maar net as jy dit moet doen. Of jy sê, hoor hierso, ek sal hierdie stuk biltong, hierdie stuk rou vleis, sal ek insout, sodat ek later vir jou lief kan wees. Ek sal vir jou sê, maar weet jy wat kan jy daarmee doen?
Jy kan dit reg maak vir jou hond gee, want ek stel nie belang in die liefde wat oormôre is en oormôre is en volgende jaar is, of in die volgende eeu, of in die volgende millennium. Hou dit asseblief as jy dit in die toekoms wil doen. Vandag is die dag wat die Here gemaak het, wat ons daarin juig en bly wees. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. Amen. Nou baie mense sê, ag gee my net 'n kans, my kop is 'n bietjie deurmekaar. My kop is 'n bietjie deurmekaar, my kop vat nie reg nie. Ek sal later 'n bietjie die Here beter dien. Man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Want God is nie 'n God van 'n bietjie later nie. God is 'n God van die nou. Hy is 'n God van die is. Amen. As dit nie is nie, is dit nie geloof nie. En as dit nie geloof is nie, behaag dit nie die Here nie. Beloftes van 'n groot liefde is 'n hersenskim, is 'n prentjie op die TV-skerm. Iemand vir jou sê, ag my skatjie, as ons twee net eers getroud is, dan, my skatjie, dan gaan dit so wonderlik wees, want dan gaan ek jou so bederf en dan gaan ek jou so... Maanskyn en rose. Maanskyn en rose. En dan gaan baie van hulle op honeymoon, dan kom hulle terug. Dat is die honey weg nie, moeilik. Dat is al die honey weg en dis net die moon wat oorbly. En ekskuus, ek dink nou aan iemand het eendag gesê, ou Gert Potgieter, hy is lankal nie meer nie, maar hy kon so mooi sing. Maar hy het so lelike gesig gehad. En Trou hy nou met die jong meisie. Trou hy nou met hierdie pragtige girl en nou ja, so en nou val hy skynsel van die maan, val so op om daar waar hy lê en snor. Kwaai loop sy mond uit. Ja, die kwaai loop sy uit sy mond uit en dan dink sy so wel sal ek wonder hoekom het ek met hierdie ou getrou. En sy sê vir haarself, "Wow, ek onthou, hy kan so mooi sing. Hy kan so mooi sing." En dan snor hy en dan kan sy kan dit nie help en sy skud hom wakker, sy sê, "Sing, Gert, sing, dat ek kan leef, dat ek kan onthou, hoekom het ek met jou getrou." Ja, sy het 'n ander woord gebruik wat 'n mens nie op die media kan gebruik. So, Spreuke sê, uitgestelde hoop maak die hart siek. Nou, moet ek vir iemand sê, as iemand vir jou sê, ek het vandag, Johan, byvoorbeeld, as ek nou vandag sê, Johan, ek het vandag 'n woord van opbouing nodig van jou vandag. Dan te kom wanneer nodig? Nou. Vandag. Ek doen vandag nodig. As jy nou dors is en ek sê vir jou, okay, is jy dors? Ek sal Woensdag vir jou 'n bietjie iets bring om te drink. Wat gaan jy vir my sê? Jy gaan sê, ag jy's nie lekker nie man. Dan sê ek glad nie meer dors nie. Miskien leef ek daar nie eers nie. Selfde met as jy honger is. As jy honger is, as jy nou honger, Jakobus 2 vers 14, gaan sin toe. Wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Nou, geloof is baie belangrik, maar ooreenstemmende werke is net so belangrik. Hy sê, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en gebrek aan daaglikse voedsel, en een van julle sê, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hom nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof sonder die werke dood. Kom ek stel dit anders. Geloof sonder gehoorsaamheid is dood. Net soos wat gehoorsaamheid sonder geloof dood is. Soos in Kain se geval. Kain en Abel het albei 'n offer aan die Here gebring. Maar Abel se offer het in geloof gekom en Kain se offer het nie in geloof gekom nie. Dis in Hebreërs as jy dit daar wil gaan soek. Wat sal dit help as God vir jou sê, ek was lief vir jou
en ek sal weer vir jou lief wees. Jy wil weet dat God vandag vir jou lief is. Ons gaan na Hebreërs 4 vers 7 en dan ons begin daar vers 6. Terwyl dit dan so is dat sommiges ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy nou weer 'n dag, naamlik vandag, sê vandag. Vandag. As hy soveel later spreek deur Dawid, waar hy sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie julle harte, soos in die woestyn nie. En ons sien dat hulle in Hebreërs 3, 18 en 19, deur hulle ongeloof nie kon ingaan nie. Amen. So, geloof is baie belangrik, gehoorsaamheid is baie belangrik, maar die twee saam is ontsettend belangrik. Die twee goed gaan saam, en as jy glo, moet dit uitloop op handelinge. As dit nie uitloop op handelinge nie, is jou geloof dood. Jy kan nie sê, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle. Waar was jy nou weer Sondag gewees om? Pastoor, ek het was goed gedoen. Man, moenie kom staan en lieg nie. Jy is geen lief vir die Here nie. Jou wasgoed is veel belangriker as die Here. Amen. Ek praat nou plain Afrikaans. Amen. Nou, ons sien in Job 42. Nou, ek gaan net vir die agtergrond gee. Job was 'n goeie man. Hy was 'n goeie man. Hy was 'n godvreesende man. Hy was nie 'n slegte ou nie. Hy was 'n regverdige man gewees. En ons sien dat Job se geloof is getoets deur en deur en deur en deur. En julle weet wat alles met Job gebeur. So by the way, Job sê, dit wat ek gevrees het oor my gekom. Wat is die teenoorgestelde van geloof? Vrees. Amen. Job sê, dit wat ek gevrees het oor my gekom. Nou ja, Job het alles verloor. Hy het al sy besittings verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het sy kinders verloor, hy het al sy kleinvee verloor, en sy grootvee, en die ou het duisende van hierdie goeders gehad, en eventually het sy gesondheid ook daarmee heen gegaan, en Job het op die ashoop gaan sit, en hy het homself met 'n potskerf gekrap, en deur dit alles heen, het sy vrou vir hom gesê, hoekom vloek jy nie die Here, en kry klaar met jou lewe nie, en hy het gesê, nee, ek sal dit nooit doen nie, maar Job het tog, sy geboortedag vervloek, en hy het gesê, ag, ek moes nooit gebore gewees het nie, kyk hoe sleg gaan dit met my, maar hy het nooit sy mond opgemaak teenoor die Here nie. En God het hom ook nooit geantwoord en vir hom gesê, waarom hierdie swaar dinge met hom gebeur het nie. Maar, nou moet jy onthou, dat die boek Job is geskryf, baie jare voor Genesis geskryf is. So, Job het nie die Bybel gehad, soos wat jy vandag die Bybel het nie. Is baie jare voor Genesis geskryf. En ons sien Job se vriende het daar by hom kom sit. En partykeer het jy vriende wat by jou kom sit. En hulle doen treurmare saam. En Job se vriende, as jy die boek Job lees, dan sien jy die raad wat hulle vir Job gegee het, was ook maar bietjie van die map af. Nie bietjie nie, dit was ver van die map af gewees, en hulle probeer om wysheid vir Job te gee, hulle probeer om vir Job te sê, nou hoekom al hierdie goed gebeur het. En al hulle raad het niks gedoen nie, want dit was, onthou nou, hulle het nie die Bybel gehad nie, so hulle het maar gesê wat hulle gedink het, maar in elk geval. En ons sien in Job 42, dis in die einde van Job, sien ons, toe het Job, vers 1, die Here geantwoord en gesê, nou het hy deur al hierdie goed gegaan, en hy sê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Nou hierdie is vir my so mooi, is vir my so mooi. Job kom en hy sê, ek weet, niks is vir u onuitvoerbaar nie. Hy het alles verloor, maar hy weet ook, dat God
kan weer alles herstel. Dis soos Abraham. Abraham het sy seun gevat om geoffer te word, want hy het geglo dat al is Isak geoffer, sal God hom nog steeds kan opwek uit die dode uit. Nou, ek gaan aan vers 1. Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit sonder kennis? So het ek dan gepraat sonder om te verstaan. Sien jy wat sê Job hierso? Hy sê, ek het in die verlede ek gedink ek weet, ek het gedink ek ken die Here. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek, ek sal U vra en onderrig U my. Vers 5. Want volgens hoor sê het ek van U gehoor en nou het my oog U gesien. My gebed vir elkeen van julle is dat julle nie net van die Here sal hoor nie. My gebed vir elkeen van julle is dat dit nie sal gaan oor hoor sê nie, dat elkeen van julle 'n persoonlike verhouding met die Here sal hê. En ek wil hê elkeen van julle moet 'n intieme verhouding met julle Vader hê. Baie mense hou nie daarvan nie. Baie mense sê, ag, I want to keep it ek wil dit so half oppervlakkig hou, jy weet, moenie te veel met my bodder nie, Wimpie, pastor Wimpie, moenie te veel met my bodder nie. Ek hou van die tradisionele sê, kom in, sit staan, gaan huis toe, cold snack on a Sunday, en ons glo jy is alright, ons hoop vir die beste. Nee, dis nie vir my goed genoeg nie. Ek wil hê elkeen van julle nie net van hoor sê praat nie. Ek wil hê elkeen van julle moet God persoonlik ervaar in jou lewe. Dis waarom ek gesê het, kom ons gee hierdie koevertjies vir die mense. Ek wil hê elkeen van julle, ons gaan nie, Johan het laasweek gepraat van die switchboard. Jou geloof gaan nie deur 'n switchboard nie. Jy is direk aan God verbind. Jou geloof gaan nie deur jou man of deur jou vrou nie. Kom weg van daai idee af. Weet, daar was die ou oom, en dan kom besoek die predikant, dan sê hy, ag, dominee, jy moet maar verskoon, maar my vrou sal maar vir ons gaan kerk toe. En dan kom hulle by hom en sê, oom, gaan jy nie ietsie gee vir die koninkryk? En dan sê, ag, jy moet maar verskoon, my vrou sal namens ons gee. As nie so iets nie, jy as persoon staan voor God as persoon. Amen. As jy eendag voor hom staan, as ek eendag voor hom staan, is ek nie Mimpie Venter nie. As ek eendag voor hom staan, is ek Wilhelmina Aletta Schulz. Dis wie ek is. Nou baie mense, ja, hierdie ook, hy sê, ag, my vrou sal maar vir ons gaan. Ek gaan nou nie gaan nie, my vrou sal maar namens ons gaan. Ja, en toe gaan die ou oom toe nou dood. Hy dood toe nou. En hy kom toe nou by die poorte van die hemel aan, en ou Petrus staan by die poorte, en Petrus vra vir hom, okay, dit sal nie in die Bybel nie hoor, dit is soort van 'n grappie. Hoor almal van julle, dit is soort van 'n grappie. En Petrus staan by die poort, en hy sê, ja oom, ons ken nie vir oom nie. Hy sê, jong, ja, op aarde het my vrou maar vir ons gegaan, en sy het vir ons gegee, en sy het namens my. En nou Petrus sê vir hom, dan sal u vrou namens u ingaan, en u gaan dan na daai ander plek toe. Nee, jy kan nie namens iemand die Here lief hê nie. Dis iets wat uit jou hart uit moet kom. Goed, God is 'n ewige God en het geen begin nie en het geen einde nie. Nou, hierdie is verskriklik interessant. In Eksodus 3 vers 14 staan Moses. Nou, kom ons kyk net gou-gou wie was Moses. Moses het groot geword as 'n prins in
die Egiptenare se paleis. Maar Moses was soort van bietjie van dit en bietjie van dat. Want Moses was 'n Israeliet. Maar hier is hy in die paleis en hy word groot as 'n Egiptenaar. En hy het geweet wie hy is. En eendag toe sien hy hoe 'n Egiptenaar, een van die Israeliete, wat op daai stadium slawe was, die slaaf onbehoorlik slaan. En hy het gegaan en hy het die Egiptenaar gaan slaan. Ongelukkig het hy bietjie hard geslaan. Die Egiptenaar is toe nou dood. En Moses moes vlug, want hy het 'n moord gepleeg. En Moses vlug in die woestyn in, en hy is in die woestyn vir 40 jaar. 40 jaar. En hy werk as 'n skoolpa. En hy ontmoet daar iemand wat skape en goed het, en die man se naam was Jethro, en hy pas skape op vir sy skoonpa. Later trou hy met die vrou, en Jethro se dogter. Jethro se dogter. En nou, jy het 40 jaar skape opgepas het. En vir jou skoolpa werk. Vir jou skoonpa gewerk het, dan is jy nou nie eintlik iets nie. Nee, is nou nie eintlik iets nie. As jy heel dag met skape werk, dan is jy naderhand nee. Nee, jy's heeltemal uit die samelewing uit. Ja, hy het gehakel. En ja, jy kom daarby, en Moses het gehakel. En so hy was nie eintlik somebody. En eendag is hy in die woestyn, en skielik is daar 'n bos wat begin brand. Maar die bos brand nie uit nie. Daar's 'n vuur in die bos. En Moses het voor die brandende bos gaan staan, en wanneer dit hom geïntrigeer, hy het gewonder, hoe is dit dan dat hierdie bos nie uitbrand nie? En die Here sê vir hom, Moses. Hy sê, ja Here. En die Here sê vir hom, gaan terug na Egipte land toe, bring jou volk uit slawerny uit. En Moses is so vol verskonings, jy sal hom nie glo nie. Dis baie van julle wat vol verskonings is, hulle sê, moet my tog net nie laat bid in die kerk, jy moet my tog net nie vra om te sing, jy moet my tog net nie vra om dit te doen nie, want ek is skaam. Nee, nou, Moses het so baie verskonings gehad, en die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet teruggaan Egipte land toe, en jy moet vir Farao sê, laat my volk trek. En Moses sê, maar hoe sal ek nou, hoe sal ek sê, hoe sal ek praat? En Moses sê, want Here, u weet, ek is iemand wat, ek kan nie lekker praat nie, want Moses het hy kon nie mooi praat nie. En God sê, is nie 'n probleem nie, kyk haar arm, ons sal klaar op pad, om jou tegemoet te trek in die woestyn, hy sal vir jou praat. En Moses sê, Here, maar wie sal ek sê, wie het my gestuur? En die Here sê, ek is wat ek is. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Nou, as jy ek is vat, Pastoor Jan, jy kan ook vir die mense kom verduidelik dat Jahwe het nie klinkers in nie. Dis baie oud. Ja, die Hebreëse taal, die Ou Testament is geskryf in die Hebreëse taal. En die Hebreëse taal is net klinkers. En dan word daar klein bootjies en kolletjies ingesit om eintlik die vokale aan te dui. Nou, julle weet, 'n woord kan nie lekker gesê word as jy net klinkers gebruik nie. Wat is 'n klinker? Soos K en L en M en N. Die O en die I en die E is almal klinkertjies wat nou die woord kan mooi laat afrond. So dis wat die Hebreëse taal wat is so 'n ryk taal. En dan die naam van die Here Jahwe kon nie uitgespreek word nie. Dis eintlik soos asemhaal. Dis soos ja.
weg. Die ja is vir my soos inasem. Dis beteken ook asem, God se asem. So baie keer as ek so diep asemhaal, dis goeie oefening om gereeld so 'n bietjie diep en stadiger asem te haal. Party mense haal so asem, soos 'n hondjie wat opgewonde is. Nee, weet jy hoe haal jy asem? Die regte manier is trek jou asem diep in. Dit is ja. En dan blaas jy uit. En as ek dit altyd so doen, dan sê ek neem lewe in, sê lewe in, en ek blaas die ou lug uit. En weet jy wat, terwyl jy so asemhaal, is dit eintlik 'n gebed. Jy sê eintlik die naam van die Here die hele tyd. En dan sy naam is, ek is. En dis wat die basis van geloof is. God is nou. Ek is nou lief vir jou. Die Here is my herder. Ek ontbreek niks nie. Amen. So, ons praat baie keer dan sê ons Jehovah. Dit staan nergens in die Bybel nie, dis Jahweh. H, Hoe gaan ek vir my nie self? JHWH. Ja, en dit is nou nie vokale nie. So. Daar's geen vokale in nie. So selfs as jy sê Yahweh, wat dan nou eintlik God se naam is, jy kan dit eintlik nie uitspreek nie. Dis soos pastoor Jan So, nie dat is die naam, ja. Ja, jy kan dit eintlik nie uitspreek nie. Nou, God sê vir Moses, sê vir hulle, ek is wat ek is. Nou, as jy bietjie ingaan in die Hebreëus in, dan sal jy sien dat ek is beteken eintlik I am existence. Ek is bestaan. Dit sê, en God het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. Jy het 'n geboortedatum, nee, ja. So, jy het 'n begin en jy het 'n einde. God het nie 'n begin nie en God het nie 'n einde nie. Before time and space was created, God already existed. Amen. Hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. So, hy is I am existence. Ons het vanoggend gesing, my lewe is in U, Heer, my sterkte is in U, Heer, my krag, alles is in God. Want God het nie 'n begin nie en God het nie 'n einde nie. Jy het klere nodig om aan te trek. God het nie klere nodig nie. Alhoewel, as die Bybel hom beskryf, dan beskryf hy hom met 'n kleed aan. Maar God het nie klere nodig nie. God het nie nodig om te eet nie. En tog het ons verlede week gesien dat Abraham het vir hulle kos voorgesit en hulle het dit geëet. Gaan na die Nuwe Testament toe, dan sien jy, toe Jesus in sy verheerlikte liggaam was, het hy in hulle midde gestaan. En hulle kon nie glo dat dit werklik Jesus was nie. Jesus het vir hulle gesê, het julle iets hier om te eet? En hulle sê, ja, ons het gebraaide vis. En hulle het dit vir hom gegee en hy het dit geëet. Het hy nodig om te eet om te leef? Nee, hy het dit nie nodig nie. Maar hy kan eet as hy wil. En ons sien dat hierdie vuur in die bos het nie uitgebrand nie. Hoekom nie? Want God kan vuur wees as hy wil. God kan die wind wees as hy wil. God kan enige iets wees wat hy wil wees. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Halleluja, halleluja. Goed, hy sê vers 15, dit is my gedenknaam vir ewig. O, halleluja, sy naam is nie ek was, of ek sal wees nie. Sy naam is, ek is wat ek is. Vandag, hy is wat hy is. Amen. God bestaan buite tyd en spasie. Altyd teenswoordige tyd. As God gee hy altyd nou. Nou sal jy vir my sê, maar hoekom ontvang ek nie nou? Kom, is daar een van julle wat baie slim is wat vir my kan sê? As God dan klaar gee,
Nou, hoekom weet ek dit nie nou nie? Want jy is nie oop om te ontvang nie. Jy is nie oop om te ontvang nie. Jy leef nie in ontvangsmode nie. Pastoor Jan sê dit baie mooi, jy leef nie in ontvangsmode nie. Jy dink met jou brein en jy dink, maar dit moet eers verander en dat moet eers verander en dit moet eers verander en dat moet eers verander en dan kan ek eers ontvang. Tree op asof. Ja, en dit hou jou dan om nie te ontvang nie. Elke diens wat ons hier is, wil ek so graag hê, mense moet dit nou vat. Amen. As ons vir mense bid om die Heilige Gees te ontvang, dan wil ek hê mense moet dit nou vat. Nou vat. En so baie mense sê, ek is nog nie reg nie, pastoor. Ek is nog nie reg nie, pastoor. Ek is nog nie reg nie. Weet jy wat, jy moet gedoop word. Pastoor, ek is nog nie reg om gedoop te word. Jy irriteer my grensloos, want God is. Amen. Jy moet dit vandag vat. Sê ek sluk dit vandag. Ek sluk dit vandag. Sluk nou. Selfs as jy terugkyk in jou lewe, sien jy dat God was al reeds daar voordat jy nog op daai plek gearriveer het, was hy al klaar daar en hy klaar voorsien. Nou, ons gaan na Genesis 22 vers 12. En julle ken die storie. Abraham, God het hom gesê, vat jou seun, die een wat jy liefhet, gaan offer hom op die berg. Ek gaan nie die hele storie lees nie, want dit gaan te lank vat. Maar vers 12, en God het gesê, Abraham, moenie jou seun leed aandoen nie, want nou weet ek dat jy my liefhet en niks sal terughou van my af nie. Vers 13, en toe Abraham sy oë opstaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos verstrengel geraak het met sy horings. En Abraham het die geneem en geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Dink julle dit is reg vertaal? Die Here het voorsien. Wie van julle dink is reg vertaal? Die Here sal voorsien. Wie dink jy is reg vertaal? Is dit reg vertaal? Want, hoekom sê ek so? Hoe lang dink julle het dit die ram geneem om op die berg te klim Hy was onmiddellik daar. en onder die bos in te kruip en te spook onder die bos totdat sy horings verstrengel geraak het? Hoe lang dink julle het dit gevat? Hy was onmiddellik daar. Baie lank. Dit het lank gevat. Staan. En hier loop Abraham aan die ander kant van die berg op. Hierdie kant loop die ram op en hy kruip onder 'n bos in en hy sit vas en sy horings hak vas en sy horings hak vas en hy kan nie loskom nie. Hier kom Abraham daai kant van die berg op en hy wil sy seun offer en die Here sê vir hom, Abraham, moenie jou seun enige leed aandoen nie. En Abraham staan sy oë op en hy kyk en hy sien, daar is die ram. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Wat moes die plek sy naam eintlik wees? Die Here het lank al klaar reeds voorsien. Voordat jy nog jou seun op die brandoffer gesit het, het die Here klaar dit voorsien. As we net noem, Kom. julle moet tog moeite doen om die Bybel te kry, die sortbybel, op jou foon of op jou PC, wat dan vir jou met 'n tik van 'n vinger, as jy in die Ou Testament is, by 'n skrifgedeelte, dan kan jy dadelik die Hebreëse taal sien, en ook die definisie dan van elke woord. En so ook in die Griekse en Nuwe Testament, die Grieks sien, jy klik net op daai en dan sien jy die definisie van elke woord. En dan gaan jy vind iets groots, dat die woordjie sal, is amper nooit in die Bybel nie. Wanneer dit kom by geloofsverse, is die sal weg. Maar die Bybelvertalers, wat nie die is-faktor wil vat en snap nie, sit daar sal. Dit is so asof hulle te bang is om te sê, ons het dit nou,
nee, dit sal gebeur, daar's hoop vir jou broer. Nee, mense, vat hoop en maak dit 'n besitting. Hoop is beloftes. God se beloftes deur geloof raak 'n besitting. Sê, ek vat dit. Ek besit dit. En jy het gesê van, as jy glo van jy het dit klaar. Dis so baie belangrik daai. Leef in daai ontvangsmode. Begin dankie sê. Gebruik die woord dankie. Sê dankie Here, ek het dit. Wie van julle wil gelukkig wees? Eendag sal ek gelukkig wees. Kyk net by hierdie ouer huis kan uitkom. Dis wat die jong klomp sal sê. As ek net uit hierdie huis uit kan kom. As ek net eendag getroud is. Mense, weet jy wanneer gebeur geluk? Ontvangsmode. Geluk is nou. Dankie Here, kom almal. Dankie Here, ek is nou baie gelukkig. Amen. Kom, wys dit vir my. Spring op die stoele en dans. Amen. Amen. Halleluja. Dankie Pastor Jan. As daar iets is wat nodig is, en dis nie op die oomblik daar nie, sal God, die skepper van die hemel en aarde, dit skep. Het jy nie 'n kind nie? Geen probleem nie, Abraham. Abraham, Sarah het nie 'n kind nie. Jy het nie 'n kind nie. Is dit vir God 'n probleem? Nee. God sê, is nie 'n probleem nie, Abraham. Abraham, jy is oor jou jare, Sarah, jy is oor jou jare, is nie 'n probleem nie. In 1 Konings 17 vers 12 sien ons 'n weduwee. En Elia, die Here het vir Elia sin toe gestuur na Sarfat toe en gesê, ek gee daar vir jou 'n weduwee wat jou sal onderhou. En Elia sit daarso en hier is die vrou en sy maak houtjies bymekaar en Elia roep haar en hy sê vir haar, maak vir my 'n broodkoekie, bring dit vir my. Sy sê, my Here, ek het net so klein bietjie olie en ek het net 'n handjie vol meel. En hier gaan ek dit nou vat en ek gaan dit nou gaar maak vir my en my seun. En dan gaan ons dit eet en dan gaan ons sterf, want dis die laaste wat ons het. En hy sê vir haar, maak eers vir my 'n bietjie en dan bring jy dit vir my. Want so sê die Here, vers 14, die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag wat die Here reën sal gee. Gee eers. Gaan en gaan maak eers vir my 'n broodkoekie en dan bring jy dit vir my. Want die Here kan wonderwerke doen. Halleluja. Amen. God doen wonderwerke vandag nog. Amen. Is jou kind maandsiek? Matteus 17 vers 15. En daar kom 'n man en val voor hom neer en sê, Here, asseblief, my kind is maandsiek. En baie keer val hy in die vuur en baie keer val hy in die water. Met ander woorde, hy was soort van, mag ek dit sê, mal? Maandsieke. Ja. En die man sê, en ek het hom vir u disippels gebring, en u disippels kon hom nie gesond maak nie. En die Here, Jesus, het die duiwel bestraf, en die duiwel het van hom uitgegaan. Het jy nie wyn? Nie om te drink nie. Het jy nie wyn vir nagmaal nie? Johannes 2 vers 3. En toe daar wyn kom op hierdie troue, sê Maria vir Jesus, die wyn is op. Hy sê, vrou, wat het ek met jou te doen? My uur het nog nie gekom nie. En sy roep die diensknegt en sy sê, net wat hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. En Jesus sê, gaan maak die kanne vol water. En hulle maak die kanne vol water. En hulle begin om te skep. En daardie water het wyn geword. En die mense was verbaas, hulle sê, wauw, gewoonlik gee julle die goeie wyn. Water. Eerste. En dan later, soos die mense nou getrek raak, dan gee jy vir hulle die slegte wyn. Hy sê, en hier gee julle die goeie wyn later, ensovoorts. So, as jy nou wynkoor kom, let
wel om nagmaal te hou. Sê let wel, om nagmaal te hou. Nee, nie om dit te drink sommer maar net nie. Dan sal die Here vir jou dit gee. Al moet hy vir jou 'n glas water gee en die glas water word dan wyn. In Lukas 8 vers 24 lê Jesus onder in die bootjie en sy disippels sê, Meester, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. En Jesus het die storm bestraf en gesê, wees stil. En die wind het gaan lê en die water het gaan lê. Nou baie jare terug het ons 'n vuur gehad op ons plaas. En Johan was daar, Sanet was daar. Wie was nog het gehad? Nee, Karen was toen nog nie. Maar ons het vuur gehad op die plaas. En dit was winter geweest. So as daai vuur die hele plaas deurgegaan het, sou daar nie 'n sprietjie gras gewees het om te eet nie. En ons het toe gaan vuur slaan. En ek het nog 'n foto van waar ons teruggekom en ons gesigte is vol roet en alles, maar ek het vuur geslaan. Pastoor Jan het geslaan, Stella het geslaan, Roy het geslaan, jy het geslaan en ou Petrus het geslaan. Nou slaan ons die vuur. Nou, wie van julle weet, 'n veldbrand kan baie gevaarlik wees. Want jy slaan die vuur hierso, nee. Maar as die wind draai, dan omsingel die vuur jou. En baie mense het al doodgebrand op daai manier. En ons slaan en ons slaan en ons slaan. Ek sien ou Petrus slaan daarso en ek slaan hierso en die ander ouens slaan daarso ensovoorts. En daai aand het die brandweer van Oorlaasrus het ook uitgekom. Ja, en hulle het hulle voertuig toe opgehang daarso op 'n muur so. En hulle kon dit nie hulle job doen nie, maar in elk geval. En ons slaan en ons slaan en ons slaan en ek sien die vuur kom na ons toe, want die wind is agter. En ek besef, hierdie vuur gaan vir ons omsingel. En nou Petrus slaan net so 'n eentjie van my af. En Ook kort ons skryf vir hom en sê, Petrus, is jy alright? Dan sê hy, ja nee, ek is alright. En toe bestaan toe ek sien die wind en die vuur kom reguit na ons toe. Toe begin ek in tale bid en ek begin die wind bestraf en ek sê, wind, wees stil in Jesus naam. En julle sal my glo as ek vir julle sê, daardie wind het gedraai. Die wind gaan daai kant toe. Skielik. God is by jou. En as jy die beginsel toepas, dan werk dit vir jou. Toe Jesus in die tuin van Getsemane is, en hulle kom om hom gevange te neem, en die soldate kom na hom toe en hulle sê, is U Jesus? Ek het nie nou die skrif hierso nie. Toe hy sê ek is gevange. Presies, ek het nie nou die skrif hier nie, want dit het in die nag na my toe gekom. En is U Jesus Christus? En toe Jesus sê, ek is, toe val daai soldate, twinks. Het iemand hulle gestamp? Miskien het ou Petrus hulle gestamp. Nee. Weet julle wat het gebeur? Toe die aarde en die grond daai woorde hoor van ek is, toe die grond beweeg. Dis waarom hulle geval het. In die naam van Jesus sal elke knie gebuig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Amen. Johannes 6 vers 35, hy is die brood van die lewe, wat jou diepste honger stil. In Johannes 8:22, hy is die lig wat gekom het. In Johannes 10 vers 7, hy is die enigste weg na saligheid. In Johannes 10 vers 11, hy is die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Nie sal wees nie.
Wanneer jy voor 'n oop graf staan, is hy die opstanding. Johannes 11 vers 25. In tye van 'n deurmekaar spil in jou kop, is hy jou anker, jou wysheid. Hebreërs 6 vers 19. In tyd van swakheid is hy jou krag. Josua 1, ek sluit af. Sê die Here vir Josua, Josua, ek wil jy gaan oorneem by Moses. Hy sê, nee Here, ek kan nie, ek is te swak. En die Here sê vir hom, vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want ek is met jou, oral waar jy heen gaan. Die ek is in jou. Amen. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons persoonlike verhouding met U kan hê, Vader. En dankie Here dat U naam het nooit verander nie. Die betekenis van die naam het nooit verander nie, Here. U is alreeds op die plek waar ons nog eendag moet kom. En U sal altyd oral daar wees. Dankie Here. U is ons, ek is. Amen. Amen. As daar mense is wat gebed nodig het, kan julle net agterbly.